Môre, dis maandag die 27ste Julie en ek hoop jy begin hierdie nuwe week met vrede in jou hart. Vrydag het ons gesien hoe Jakob sy gees herleef het toe hy die waans uit Egipte gesien het. Vandag pak hy sy hele lewe op. Hy verlaat die land Kanaan waar hy sy hele lewe gewoon het en hy vat die pad. Maar toe hy by die grens van die land kom, gaan staan hy stil. Want om jou bekende wêreld agter te laat en 'n vreemde land te gaan waarvan jy niks weet nie, is 'n vreesaanjaende gevoel. En dit is daar op die grens waar God in die nag na hom toe kom en met hom praat. Ons begin vandag in Genesis 46 en ons hanteer verse 1 tot 7. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is, Ek stap saam met jou. Dink gou hieraan, is jy vandag op pad na 'n plek of 'n seisoen wat vir jou vreemd en skrikwekkend voel? Of onthou jy wie saam met jou op die pad is? Ons kerngedeelte vir vandag is vanaf verse 1 tot 4. Kom ek lees vir ons. En Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het en in Berseba gekom. En hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israel gespreek in nagesigte en gesê, Jakob, Jakob. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. En ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Dink jou hierdie oomblik in, Jakob kom by Berseba aan, dit is die heel suidelikste punt van Kanaan, die grens van die beloofde land. Dit was die plek waar sy oupa Abraham en sy pa Isak altare gebou het. As hy oor daardie grens stap, stap hy die vreemde in. Egipte was 'n heidense land. Vir 'n man van oortuiging was dit 'n gevaarlike plek. Jakob was dalk bang en het gewonder, is ek besig om 'n fout te maak? Verlaat ek God se belofte dalk? Daarom bring hy eers offers, en in die stilte van die nag antwoord God hom. In vers 3 en 4 gebruik God 'n pragtige Hebreëse werkwoord, yarat. Dit beteken om af te stap of af te daal. God sê vir hom, moenie bang wees om af te stap nie. Ek sal saam met jou afstap. God sê nie net vir hom, gaan jy maar af nie. Hy sê, ek stap self saam met jou af in daardie donker vallei in. En hier sien ons die hart van die teks. God stuur ons nie alleen in moeilike of vreemde seisoene in nie. Hy stap self saam met ons daarin. Jakob het nie nodig gehad dat die omstandighede maklik moes wees nie. Hy het net nodig gehad om te weet dat God saam met hom op die pad is. Wanneer God vir jou sê om 'n tree te neem, verlaat hy nie jou op die grens nie. En hoor jy hoe die een Hebreëse woord, yarat, ons reguit neem na die Here Jesus Christus. Jesus is die ultieme vervulling van God wat afstap. Hy het nie hoog in die hemel op sy troon bly sit en vir ons van 'n afstand af beduie wat om te doen nie. Hierdie Hebreëse woord help ons om iets van die Here Jesus se koms te verstaan. Soos God saam met Jakob afstap, het die Here Jesus uit die heerlikheid van die hemel af na ons wêreld toe gekom. Aan die kruis het hy afgestap tot in ons diepste sonde en donkerte, sodat hy ons daaruit kon red. En vandag, as jy voor 'n donker pad staan, as jou gesondheid agteruit gaan, as jou finansies druk, of as die toekoms vir jou vreemd voel, onthou dat Jesus reeds voor jou uit afgestap het. Hy is Immanuel, God saam met ons. Hy gee jou nie net reëls vir die pad nie. Hy stap self elke treukie saam met jou. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U ons in U soewereine hande vashou en dat U planne nooit wankel nie. Here Jesus, dankie dat U vir ons gesterf het, opgestaan het en vandag self elke tree saam met ons afstap. Vergewe ons waar ons bang word wanneer die pad